Goeiedag, liewe vriende van Christus, of sal ek sê, liewe familie. So, hierdie week gesels ons 'n bietjie oor familie. Dis ook ons maandtema by Corpus en by Familia Day. En dit is lekker om saam met jou hierdie week te reis. Vandag gesels ek met jou oor die huisgesin van God. En ek wil amper sê, soos elke huisgesin sekere reëls het en regulasies het, en ek weet nie van jou nie, maar in my huisgesin was daar verantwoordelikhede wat ek gehad het, en dan was daar wat my suster gehad het, en wat my broer gehad het, maar elke huisgesin het sy eie verantwoordelikhede, elkeen speel 'n belangrike rol, en ek wil amper sê, as elkeen sy werk doen in die gesin, dan is dit 'n gebalanseerde en 'n goed funksionerende gesin, en dit leer ons ook baie, maar God sê dat ek en jy is nou deel van sy huisgesin. En dit is so mooi om dit te lees, aan Romeine 12 praat Paulus met ons. Hy sê, as broers en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Hy sê, moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Wees entoesiasties, wees werklik diensbaar vir die Here. Wow. Hy sê dat wanneer ek en jy in sy gesin is, dan is ons diensbaar teenoor mekaar. Met ander woorde, 'n gesin wat mekaar dien, wat na die beste vir mekaar uitkyk, is 'n gesonde gesin. Dit is 'n geseënde gesin. En dit is wat die Here wil hê ek en jy moet deel aan hê vandag. Ons moet deel wees van sy huisgesin, maar saam met dit is daar sekere, ek wil sê taakies. En dan sê hy so mooi, hy sê ons moet voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer, om eer te betoon. En dan sê hy, ons dien God deur mekaar te dien. Nou ek en jy weet dit, dis nie nuus nie. Hoe dien ons die Here? Ons dien hom, deur hom te dien, ja, maar ook deur mense te dien, deur mense lief te hê, deur mense te respekteer. En is ongelukkig, hoor ek 'n ding deesdae, en ek sien dit veral op platforms soos Facebook, en ek hoor sommige mense sê dit, dan sal mense sê, ek respekteer mense wat my respekteer. Of soos jy my hanteer, so sal ek jou hanteer. En dit voorveronderstel dat daar 'n reaksie van my kant altyd is op dit wat ek ontvang. En ek is so dankbaar dat Christus nie daai houding gehad het nie. Dat dit nie Christus se, ek wil sê, se lewenspatroon was en sy sienswyse was nie. Maar dat hy gesê het, hy sal die minste wees. Hy kom en hy wys ons hoe voete was lyk. Hy sê nie net, julle moet mekaar se voete was nie, hy sê, kom ek jou wys. Hy sê, kom ek julle wys hoe dit lyk wanneer 'n mens kom en iemand dien. Christus stel vir ons hierdie voorbeeld. Hy sê, die seun van mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee vir baie. So, wat is my en jou werk, is om hierdie familie van ons, hierdie huisgesin van God, te dien, met liefde, met respek, met eerbied, en nie afhangend van hoe iemand my behandel nie, maar dit begin by my. Ek is die een wat, ek wil sê die katalisator is, ek is die een wat dit aan die gang sit. Ek wys vir jou guns, ongeag wat ek terugkry. Ek wys vir jou liefde, ek gee vir jou respek, ongeag of jy my gaan respekteer of nie. Maar dit is hoe dit lyk binne in hierdie huisgesin, is ek plaas mense eerste. My familie is vir my belangriker as ek self, en enige pa of ma wat vandag hierso kyk, sal vir jou kan sê, hulle sal hulle self, ek wil sê by wyse van spreke in die voet skiet, hulle sal self lei, solank hulle kinders kos het, solank dit met hulle kinders goed gaan, of hulle daai nuwe skoene kry, of hokkiestok kry, of wat ook al, daai pa of ma sal hulle eie lewe iets uit verwyder, hulle sal daai sacrifice, sal hulle maak, solank dit met hulle kinders goed gaan. Dit is hoe die huisgesin van God veronderstel is om te funksioneer en te lyk, dat ek en jy mense moet dien, hulle moet lief hê, hulle moet met respek moet hanteer. Mag dit ons storie wees, en mag ons bewus wees daarvan, mag ons hierdie week uitgaan, en mense net met 'n nuwe en 'n besondere liefde hanteer, mag ons hulle respekteer, mag ons mense dien, daar waar ons gaan. Mag die Here jou seën op hierdie journey ook, en mag ek en jy mense laat welkom voel, in hierdie huisgesin van God. Die Here seën jou.